En ek dink jy sal dit met my eens wees vanoggend dat wanneer 'n mens hierdie gedeelte lees vanaf vers 10 tot en met vers 17, dan hoor 'n mens die toorn in die stem van die almagtige God. Dan hoor ons dat die Here sê, die offers wat hulle bring, staan hom nie meer aan nie. Ek dink, u sal almal dit vir my eens wees, as sonde 'n rooi kolletjie was, dan was die volk van die Here in Jesaja se tyd, soos ons hier gelees het, rooi van kop tot tone. Soos die Bybel dit uitdruk, skarlakenrooi, purperrooi, 'n donker, diep rooi. En nie net hoor ons hoe baie hulle sonde was nie, maar ons hoor ook hoe ernstig die graad van die sonde was. As mense is ons maklik om te sê, ag nee, wat hierdie was 'n ou klein sondetjie, daardie is 'n groot sonde. Dis nie waar nie. Sonde bly sonde, maak nie saak hoe groot dit is nie. Hulle was vir die Here, so laat hy deur sy profeet hulle hoor, op dieselfde vlak as daardie twee onchristelike stede, Sodom en Gomorra. Dorpe wat hy as gevolg van hulle ongehoorsaamheid gelyk gevee het met die grond. Die volk het in hierdie aaklige geestelike patroon van skynheiligheid verval, terwyl hulle met hulle alledaagse sondes besig was. Terwyl hulle steeds getrou was in hulle offers wat hulle aan hom gebring het. Getrou was in die onderhouding van feestelike godsdienstige dae. Ja, die volk het selfs bly bid, so asof hulle die Here wou probeer bluf met dit wat hulle met hulle uiterlike besig was om te doen. Seremonies wat hulle gedink het tot eer van God is. Maar my liewe broer en susters, my liewe jong mens, God sien deur my en jou bedoeling. Hy weet wat in die hart aangaan. In hierdie eerste hoofstuk van die boek Jesaja hoor ons duidelik die heilige verontwaardiging en die afkeer wat die Here aan hierdie hele toestand gehad het. Maar terwyl die Here se profeet nog so besig was om te profeteer en hulle skerp aan te spreek oor die sondes wat hulle gepleeg het in die naam van die Here, en terwyl daar nog baie meer is om teen hulle te sê, kom daar skielike wending in die woord van God. Skielik hoor 'n mens in vers 18 dat die Here wil kom en volledig volledig wil vergewe. Met ander woorde, die Here kom na my en jou en hy wil volkome al ons sondes wil hy kom vergewe. So terwyl die volk nog luister na die donderslae en die oordeele van die heilige God oor sy volk se booshede, kom ons skielik by hierdie wending waar ons hoor van 'n almagtige God wat vergewend is. Daarom kom die Here en hy roep hulle tot gesprek. 'n Gesprek waarin ons in mensetaal sou kon sê, waarin hy 'n skikking met hierdie mense wil bereik, waarin hulle die saak moet uitmaak teenoor mekaar. Waarin hulle dit wat hulle van mekaar verwyder uit die weg moet ruim. Verskoning. In hierdie gesprek moet die volk natuurlik hoor wat het hulle verkeerd gedoen. Hulle moet ook erken dat God reg was en dat hulle verkeerd was. Maar ten spyte van die menslike tekortkominge, kom God en hy is bereid om heeltemal te vergewe. Al was hulle sondes bloedrooi van die sondes, al was dit soos daardie lap wat het spreekwoordelik in 'n bak vloeistof met kleurvel ingesit is en hy's heeltemal gekleur, kom God en hy sê, ek sal julle sondes spierwit skoonmaak. So sneeu, witter as sneeu, sê die Bybel vir ons. Is dit nie 'n wonderlike oproep wat van die Here se kant af kom nie?
Is dit nie 'n ongelooflike deur wat die Here opnuut vir u en vir my as sondaar mens kom oopmaak nie? Dit wat hulle mee besig was vir die Here nie aanvaarbaar nie. Maar ten spyte van hulle tekortkominge, kom die Here, en ek wil vir u sê, dis as ware of die Here kom, en hy's haastig, hy's gretig, om volkome te vergewe. Nou my liewe broer en my suster, my liewe jong mens, as God bereid is om volkome te vergewe, waarom is ek en jy nie bereid om dit te doen nie? Waarom is ek en jy nie bereid om die tekortkoming van my broer of my suster raak te sien en in Christelike liefde mekaar tereg te wys? God is bereid om volkome te vergewe. Waarom nie ek en jy nie? Hierdie vergewende God van Jesaja 1 vers 18 het vlees en bloed ook gekry toe die Here Jesus Christus as mens gebore is, toe hy aan 'n kruis gehang het as mens om te sterwe vir my en vir jou sondes. En ons is in die lydenstyd, ons is op pad na Paasnaweek, ons is op pad na die kruisiging van ons verlosser, om dit te herdenk. Maar steeds is ons besig om in mekaar onderling kwaad te steek. En ons is besig om die samekoms van God te onteer. Toe hy aan die kruis hang en sterf, het dit duidelik geword hoe mense wat bloedrooi van hulle sondes was, skielik spierwit skoon voor God gestaan het. Hy het daar aan die kruis gehang, in my en in jou plek. God het sy enigste seun gegee vir sondaar mense. En ek en jy is nie bereid om te vergewe nie. Nee, 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand. Hy lei die straf wat hierdie verskriklike sondes by God verdien, voluit, einduit, in my en in jou plek. En nou werk dit in God se stelsel so dat dit wat Jesus daar gedoen het, vir ons elkeen wat in hom glo, toegereken word. U kan dus vanoggend opnuut besef dat God jou persoonlik skoon gewas het, 'n nuwe blaadjie omgeblaai het. Waarom? Wanneer u en ek na die kruis kyk, as ons die gekruisigde sien, dan sien ons 'n God wat volkome vergewe. 'n God wat nie sê, ja maar, in die verlede dit en dat nie. 'n God wat onvoorwaardelik volkome vergewe. En nou sal jy vir my vra, maar Dominee, wat probeer jy nou eintlik vir ons sê vanoggend? Hoe moet ons dit van toepassing maak in my lewe in die jaar 2026? Dan wil ek u 'n paar vrae vra. Het u die afgelope week na die Here toe gegaan sodat die probleem tussen u en hom en die probleem tussen u en die medegelowige uitgeklaar kon word? Het die Heilige Gees u laat dink oor u eie sondes, sonde wat 'n mens uit die hemel kan hou as daar nie 'n plan mee gemaak word nie? Het u toe met 'n verslae hart na die Here toe gegaan, met 'n hart wat erken, Here, ek was alweer verkeerd. Al die verkeerde word my toegereken, maar die goeie kom van u af. En het u toe by daardie punt gekom, dat u in die oë van die vergewende God kon staan en kyk en sien, dat die Here bereid is om jou te vergewe. Dat hy haastig is, dat hy gretig is om hierdie vergifnis te gee. Dat hy jou spierwit maak, nie net as jy so effens minder as wit is nie, maar selfs as jy skarlakenrooi is, purperrooi is van die sonde, kom hy en hy maak jou spierwit, hy slaan 'n nuwe blaadjie oor.
as ek hierdie boek kan in die lig hou, 'n spierwit blaadjie, gee vir elkeen van ons. Het jy opnuut vasgegryp aan hierdie vergewende God? Onthou u hoe hy daar in Openbaring 7 vanaf vers 9 tot 17 vir ons so mooi beskryf het hoe die Here Jesus Christus ons skoon was. Besef u vanoggend, dit is hierdie vergewende God wat ons in Jesaja 1 vers 18 van lees, waar die profeet profeteer, wat aan die kruis gehang het, wat vandag hierdie brood en wyn vir u gaan kom gee tydens ons nagmaal. Kom deel dan nou as 'n gelowige in hierdie fees. En onthou maar net, as ons vandag hier uitgaan, wie sneeuwwit geword het, vlug nou vir enige iets wat 'n skakering van rooi het van die sonde daar buite. Is dit werklik in jou lewe so? Wil ons net loop en kwaad steek en skinder en sleg praat en fout soek by mekaar? Of wil ons op die punt kom waar ons in die vergewende God se oë kan kyk en sien dat hy bereid is om alles te vergewe? En as hy bereid is om dit te doen, my broer en suster, en jy is nie, dan moet ek die integriteit van jou geloof vanoggend bevraagteken. Mag die Here gee dat dit in elkeen van ons se lewe 'n werklikheid sal wees, dat ons in die oë van Christus sal kyk en werklik 'n lewe tot sy eer sal wil lewe. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige drie-enige God en Hemelvader, elkeen van ons staan vanoggend skuldig voor u suiwer woord. Daarom wil ons vanoggend hierdie pakkie sonde aan u voete kom neerlê, Here, en ons wil bid om vergifnis, omdat ons die geleentheid het om te deel in die sakrament van die nagmaal, wil ons pleit om genade. Here, kom neem weg daardie soeke wat ons het in die ander een se foute, en dat ek eers hand in eie boesem sal steek en my eie foute sal kom soek. U sê in die woord, laat die een wat eerste 'n klip kan gooi, omgooi. Here, en dan moet ek in persoon kom skuldig pleit voor u. Want hoe kan ek die eerste klip gooi as daar in my eie lewe steeds foute is? En daarom bid ons vir vergifnis, daarom pleit ons voor u, dat ons nie vanoggend 'n oordeel oor onsself sal eet en drink, soos wat ons net nou gaan hoor in die nagmaalsformulier nie, maar dat ons 'n nuwe blaadjie sal omblaai, dat ons 'n skoon bladsy het om te begin en te lewe, as gemeente, as medebroer en suster, as belydende lidmaat, as dooplidmaat, tot u eer en tot u verheerliking. Dit pleit ons in diepe afhanklikheid in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.